As u met my wil saam lees, ek het die gedeeltetjie op die boodskapie gesit. Dit kom in die twee gedeeltes. Die ene is uit Johannes 20 en die ander gedeelte is in die baie bekende Handelinge. Al twee gedeeltes gou lees en dan 'n kort inleiding doen met so 'n korter boodskapie. Ek het nou vir myself gesê, ek wil 'n voorbeeld stel om by die skrifwasserele verbly het. Kom ons kyk na Johannes 20, ons lees daar vanaf vers 19. Daardie Sondag aand was die disippels by mekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, laas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Dis 'n geweldige woord, 'n geweldige woord. Ek wil sommer dan daarmee saam lees, Handelinge 1. Ek lees vir u van die eerste vers tot by die 4de vers. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het, van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare wyse ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel, moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Ons lees tot sover. Broeders, ek wil 'n baie kort inleidingkie doen. Dit is eintlik 'n gedeelte wat almal van ons wat hier is ken. Ons ken dit baie goed. Maar ek som dit op sommer so in my eie woorde net om dit in te lei na die kort boodskapie wat ek op my hart, die Here op my hart gelê het om met julle te kom deel. Baie belangrik om eers te sê, daai Sondag aand toe die Here aan hulle verskyn, was dit net na die opstanding. Jesus het opgestaan. Ek het vir myself probeer sê, ek wonder, wat het die disippels daar in die bokamer beleef, agter 'n toedeur wat gesluit was, om te dink, dat hulle die deur van die bokamer moes sluit, want hulle was bang vir vervolging, vir die reaksie van die Jode. Dit was eintlik chaos. Die kruisgebeure het plaasgevind. Die disippels is letterlik verstrooi en verward. Hulle is angsbevange, want die sigbare Jesus, waarmee hulle 3 jaar saam op die aarde beweeg het en sy woorde gehoor het, sy lering gehoor het, maar sy wonderwerke aanskou, hy is gekruisig en hy het beloof hy gaan opstaan, maar hy het nog nie alles verstaan nie. En ek kan myself indink, die vraag wat deur hulle moes gegaan het, en die onsekerheid, en die angs, maar daar was tog hoop, want
Die vroue het gekom en kom sê, hoorie, die klip voor die graf is weggerol. En een van die ander vrouens, en dit was Maria, het kon vertel dat ek het vir Jesus in die tuin ontmoet. En die Emmausgangers was saam met hulle daar in die boog betrek, wat vertel het van Jesus, wat hulle nie eers erken het nie, wat saam met hulle gestap het en vir hulle die hele gebeure uitgelê het, en vir hulle vertel het hoe dit werk, en in mekaar steek, en hulle herken hom en het verdwyn. Hulle vertel waarskynlik al hierdie goed vir mekaar. En skielik staan die Here Jesus in hulle midde. En daarmee wil ek my inleiding afsluit. Maar ek wil tog vir u sê, daar's 4 dinge wat die Here sê. Die heel eerste wat die Here vir hulle sê is, vrede vir julle. Nou moet jy onthou, daardie manne waarskynlik op die vroue, hulle was angstig, vol onsekerheid. Hulle het 'n besluit in hulle lewe geneem om hulle visserskuite en hulle praktiese sekulêre lewe te laat los en volgelinge te word van hierdie Jesus. En hulle beleef 'n krisis. En hy kom en hy sê vir hulle vrede vir julle. Wat hy eintlik sê is, daar waar ek teenwoordig is daar vrede. Maar hulle is nie eers later verstaan. En hy is die verkondiger van vrede. Die tweede belangrike ding wat die Here doen. Hy sê vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Dis die presiese woorde wat daar staan. Onmiddellik het die Here die fokus teruggebring en gesê, dis waarom ek deur die kruis is. Dis waarom ek die kruispad geloop het. Ek het opgestaan. En julle moet my werk voortsit. Die boodskap van vergifnis, van versoening, van verlossing, moet julle gaan verkondig aan die wye wêreld. Maar hulle het nog nie geweet wat dit alles beteken. En dan in die derde ding, doen die Here weer 'n vreemde ding wat dalk vir die disippels moeilik was om op daai oomblik te verstaan. Hy blaas oor hulle en hy sê, ontvang die Heilige Gees en daar gebeur niks. En dan sê die Here, 'n grondliggende waarheid. En hy sê, en ek wil dit aanhaal, lees, om seker te maak dat ek dit nie verkeerd aanhaal nie. As julle vir die mense hulle sondes vergewe, word dit deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. As u my nou sou vra, hoe verstaan jy hierdie woord? Dan wil ek nie nou praat oor vergifnis nie, maar ek wil sê, hier is 'n ander dieper waarheid. Dis asof die Here vir die disippels sê, ek gee julle gesag, my gesag, om vergifnis van sonde te gaan verkondig. Amen. Gesag. En die disippels staan voor 'n geweldige uitdaging. Ons is nie seker presies wat hierna gebeur het nie. Waarskynlik het die Here weer verdwyn. Maar kom, dit is nie versaak nie. Dit bring ons nou by die volgende skrifgedeelte. Dit is eintlik waaroor my boodskap hier gaan vanmôre. Dit was vir myself weer so ontdekkend toe ek dit voorbeeld. En ek wil nie graag mense noem en my skuldig maak aan mense van julle nie, maar om Bennett nou preek en 'n paar woorde gepraat oor die Heilige Gees en ek het net op daai oomblik gevoel dat ek by die huis kom, ek moet my aandag vestig in my Bybelstudie op die Heilige Gees. En dit is hoe ek by die boodskap het gekom, want die Here het vir my so met my gepraat en ek het so behoefte om dit met julle te kom deel. So ek preek nie vir julle, ek kom deel net vir julle wat vir my oopgegaan het. En dit het my so, vir my so baie beteken. Ek was so geïnspireerd. En dis hoekom ek vanmôre voor u staan. Weet jy, die Here kom, soos die Lukas dit hier beskryf, sê, op 'n geleentheid was die Here weer saam met die disippels.
En dan sê hy vir hulle, julle moet in Jerusalem gaan bly wag, totdat julle die gawe van die Vader ontvang, soos wat julle van my gehoor het. En die kern van my boodskap gaan oor hierdie woordjie wag. Nie in hierdie oomblik oor die Heilige Gees nie, maar oor wag. Ek het hieroor diep nagedink en gaan lees. En ek maak 'n ontdekking dat in die Ou Testament was die woordjie wag 'n besondere manier om jou ingesteldheid teenoor God te beskryf. Amen. Ek was so verstom, want ek het net daar vasgesteek en ek het besef, maar hierdie manne kon die Heilige Gees nie ontvang voordat hulle nie geleer het om te wag nie. En weet u, die betekenis in die Ou Testamentiese konteks is die baie bekende woorde wat u kry in Jesaja 40 waar die Here sê, die wat op die Here wag, sê die profeet, sal met nuwe krag toerus. As jy wil 'n ander psalm gaan lees, gaan kyk net in die psalms, hoeveel keer praat die psalmdigter, ons moet wag op die Here. Psalm 130 se perikoop, die opskrif hiervoor is, ek wag op die Here. En die hele bedoeling in die Ou Testamentiese taal, wat die Jode gepraat het, was om te sê, ons ingesteldheid teenoor die Here God is om te wag. En deur die geskiedenis het die Here God ingegryp. Hy het dinge verander. Hy het uitkomste gegee, maar die volk het gewag. En dit bring my toe by die punt waar ek net besef het, soos wat hier ook vandag gebid is en oor gepraat is, al net terloops verwys het. God is nie tydsgebonde nie, maar ons is so tydsgebonde, dis iets vreeslik. Ons hele kultuur is tyd. En as ons in die binnekamer kom, dan is ons daar ook aan tyd gebonde, want ons moet na die binnekamer weer die volgende ding gaan doen. Terwyl die Here eintlik vir die disippels sê, julle moet leer om die regte ingesteldheid te hê, voordat julle die belofte van die Vader kan. Amen. Dit het my so geraak. En toe het ek natuurlik by die punt gekom en vir die Here gesê, maar Here, wat beteken dit nou eintlik om te wag? Want as ons nou hierdie gedeelte lees en julle almal ken, wat het hier gebeur? Hierdie disippels het vir 10 dae in daardie vertrek gereeld saamgekom en gebid en gesing, en hulle het 'n verwagting in hulle gehad. En na 10 dae, toe hoor hulle hierdie magtige dreuning, en hulle word gedoop met die Heilige Gees in tonge van vuur, sê die Bybel. Maar hulle moes 10 dae wag. En dit het vir my net duidelik geword, maar in vandag se lewe is die 10 dae eintlik 'n boodskap dat ek my lewe lank hierdie ingesteldheid moet hê, om altyd op die Here te wag. Amen. Nooit, maar nooit oorhaastig te word. En broer en suster, en daarmee wil ek afsluit, dit is 2 belangrike punte na my mening, wat ons met ons moet saamneem. En dit is, wat is die betekenis om te wag? Wat is die betekenis van wanneer ons uit die Ou Testamentiese hoek daarna kyk om te sê, ek moet die regte ingesteldheid hê teenoor my God? Wat beteken dit? Eerste wat ek wil sê is, onthou, die Here praat met disippels wat 'n besluit geneem het om hom te volg. Ja. Maar hulle moes leer, daar's 'n dieper deel in hulle geestelike lewe. En is dit nie vandag so waar nie, broer en suster, dat daar so baie Christene is, maar daar is so baie van hulle wat nie 'n dieper geestelike lewe, 'n geesvervulde lewe lei nie. En dan wys ek
As ek maar een vinger na U wys, dan wys ek 9 vingers na myself. Toe die Here daardie in die Johannes 20 gebeure vir sy disippels sê, hy blaas oor hulle en hy sê, ontvang die Heilige Gees, sê eintlik vir hulle, ek stuur julle, maar julle moet eers die Heilige Gees ontvang. Elke gestuurde van die Here moet geesvervuld wees. Anders is ons werk en ons aksies nutteloos. En nou kom ek terug by die vraag wat ek vra. Wat beteken hierdie ingesteldheid? Wat beteken hierdie om te wag voor die Here? Eerste ding wat ek wil sê is, broer en suster, daar moet 'n stilte in jou siel kom. Amen. Yes. As jy in die binnekamer is. Daar is tyd vir skietgebeure. Daar is tyd vir noodgebeure. Ons het voorbeelde daarvan. Maar as jy by die voete van die Here wil sit, dan moet jy stil word. Onthou u, ons het in die verlede daarna verwys na Paulus wat vir die gemeente sê, wat benevel julle verstaan so? Dan is dit nie waar dat ons baie keer in ons binnekamer ingaan met 'n benevelde verstand, wat nie kan stil word voor die Here. Dis bekommernisse, dis druk wat op ons is. Daar is soveel dinge wat ons benevel en dikwels ons verstand versluier, dat ons nie regtig kan stil word voor die Here. En ons praat hier met mekaar, ons praat nie met heidene nie. Ons praat met volgelinge van die Here Jesus. Ons is volgelinge van die Here. Maar ons moet mekaar bemoedig en aanmoedig om te sê, ons binnekamers moet plekke word waar ons leer om stil te word voor die Here. Amen. Ek dink altyd aan die voorbeeld in die Ou Testament, jy almal ken die geskiedenis van Elia, die groot profeet, wat die magtige dade gedoen het op die Karmelberg. 400 Baal-profete daar letterlik geslag het. En toe op grond van het regiment van 'n goddelose koningin raak hy aan die hardloop en hy beland uiteindelik onder 'n besenbos. En daar versterk die Here hom en hy stap vir 40 dae lank tot by 'n berg. En hy kom daar bo op die berg. En daar ervaar hy eers 'n verskriklike aardbewing. Sê die Bybel, God was nie in die aardbewing. Dan 'n vreeslike wind. En dan 'n vreeslike vuur. En dan 'n stilte. En toe hy die stilte hoor, toe bedek hy sy kop. Toe weet hy, God is naby. God is naby my. En dit is wat ons in ons binnekamers vir mekaar moet aanmoedig om te sê, ons binnekamers moet wees soos Elia, waar ons kan weet, God het naby my gekom. Ek staan aan God, ek staan by sy voete, ek staan by die Here. Weet jy, maar in daai stilte leer jy jouself ken. Dit herinner my baie keer dat ons so dikwels ook in ons geestelike lewe en ook in die prediking verdwaal raak en goeters, ons noem sondes by die naam. Nie dat ek sê ons moet oor sonde praat, ons moet oor sonde praat. Maar dis nie die fokus nie. Broer en suster, daai ding wat daar in die stilte in die binnekamer na die lig toe moet kom, is die vlees, die vervloekte ek. Ek sal nooit vergeet nie. Ek het gewonder of ek dit met julle moet deel, maar ek deel dit met julle. Julle paar jaar gelede het ek die voorreg gehad om by 'n bepaalde geleentheid saam met toen daar die punters op te tree, hierso van hulle wees wat hom ken, wat onthou, hy onder die sending, dat die India sending werd gedoen, en hy het baie geleer oor die okkulte en die soort van goede. Ek moes 'n getuienis lewer by 'n bepaalde gemeente. Maar ek het getuienis gelewer met 'n worstel in my binnekant. En eers later jare, toe hy hier onder in die Skiereiland by 'n gemeente is, maak ek 'n afspraak met hom en ek gaan met 'n worstel in my hand. En hy het my so gesit te kyk en na my geluister terwyl ek praat, en weet julle wat sê daai man vir my? Hy sê vir my, broer Renus, weet jy, die ding waarna jy moet kyk is daai heilige ek,
wat op jou troon sit. Broers, susters, dit was soos 'n voorhamer hou teen my kop. Ek onthou soos gister, ek het uitgegaan, hy het nie eens vir my gebid nie. Ek was so verslaaf en ek het so geskrik. Ek het buite in die kar gaan sit en ek het daar gesit en ek het daar gesit. En dit het my jare geneem om die betekenis daarvan in my lewe te ontdek. Dis swaar kry. Maar dit is die voorbeeld, ek noem net die ou klein voorbeeldjie, om te sê, in jou binnekamer, as jy stil geword het, maak die Here jou geestesoog oop. Dan sien jy hierdie goed raak. En jy besef, dat die groot ek, of die vlees, of hoe ons dit al wil noem, die vleesgedrewe lewe, hoe onmagtig jy is, om 'n nuwe lewe in Christus te lei. Die vlees kan dit nie naap nie. Dis alleen die Heilige Gees wat die nuwe lewe in my en in jou kan openbaar, maar ook in stand kan hou. En weet jy broer en suster, ek wil met hierdie een belangrike punt sê, as ek en jy stil word in die binnekamer, dan wys die Here hierdie goed vir jou. En dan my laaste puntjie, en dis die tweede ding wat ek graag wil sê, en dit is oor die Heilige Gees, oor die belofte, wat 'n koppel aan die wag op die Here. Dink ek is verskriklik belangrik dat ons as gelowiges vir mekaar, maar ook vir ander wat saam met ons beweeg, sê, geen wedergeboorte en geen ware bekering is moontlik sonder die werk van die Heilige Gees. Met ander woorde, die Heilige Gees is reeds teenwoordig in elke kind van die Here. Maar die wesenlike vraag is nie of jy of ek die Heilige Gees het nie. Die mees wesenlike vraag is of die Heilige Gees vir my en jou besit. Ja, dis waar. Of hy toegang het tot jou gedagtes, of hy toegang het tot jou emosies, of hy toegang het tot jou wil, en bo alles of jy kan sê, selfs my liggaam het 'n tempel van die Heilige Gees geword. En daarom dink ek is dit verskriklik belangrik dat ons baie meer moet plek maak, en tyd maak om met die Heilige Gees te praat. Ek sê weer, ek wil nie mense uitlig nie, maar ons ek luister altyd na ons gebed, om praat met die Heilige Gees. Die is van die broers wat sê, die Heilige Gees is welkom in ons midde. Jy het het al 'n paar keer gesê. Dis hoe ons moet praat aan ons binnekamers. Ons praat met die Here, maar een ding wat vir my so waar geword het, in hierdie voorbereiding, is dat die Heilige Gees is die lewe van God self. En as die Heilige Gees in my en in jou werk, dan is dit God wat in my en jou werk. En as jy onder daardie indruk kom, dan moet jy stil word, broer en suster. Dan moet jy eintlik in 'n geestelike opslag vreesagtig word om te sê, dit wat ek doen en dit wat ek sê, moet ek doen en sê onder die gesag van die Heilige Gees. En niks anders. Amen. So, ek dink dit is vreeslik belangrik dat 'n mens in jou binnekamer die Heilige Gees moet eer en moet aanbid. Jy moet hom raak sien in jou lewe. Jy moet weet hy werk in jou lewe. Jy het te doen met die Gees van die lewende God. En dan kan jy in nederige stilte vir die Here vra. Here, Heilige Gees, openbaar u werke in my. En hier's broers en susters vandag getuig, ek hoor dit en ek sien dit. Die Here sal vir die een 'n bepaalde gawe gee. Die Here
sal vir 'n ander persoon 'n bepaalde gawe gee. Ons moet dit raak sien en ons moet dit eer. Maar as jy daai gebed bid, waak daarteen om te kyk of jy iets voel of jy iets ervaar. Dis nie belangrik nie. Jy moet die Heilige Gees eer. Hy sal in jou werk soos hy wil, nie soos jy wil nie. En ek dink dit is so belangrik dat ons in hierdie tyd van gejaagdheid regtig moeite sal doen om in ons binnekamer stil te word en met die Heilige Gees te praat en vir onsself te verantwoord. Word my lewe besit deur die Heilige Gees. Ek sê ten slotte, dan werk die Heilige Gees met daardie broer, gee vir hom 'n bepaalde gawe. Daardie broer 'n ander gawe. Daardie suster 'n bepaalde gawe. Ek dink van die openbaring van die Heilige Gees in 'n mens se lewe, kyk ons so dikwels mis. Broer en suster, as die Here jou geestesoë oopmaak en jou oortuig, is dit 'n goddelike wonderwerk wat in jou plaasvind. En daarvoor moet jy die Here dank. As die Here, die Heilige Gees, jou verstand open en die sluier wegneem, waarvan Paulus herhaalde kere in die Nuwe Testament praat, dan is dit 'n goddelike wonderwerk wat in jou plaasvind. Dit is die pad wat waarskynlik sal lei na 'n dieper ervaring van die Heilige Gees as persoon in jou lewe. En ek het net gevoel, ek wil dit graag vanmôre met jou kom deel. Om opnuut te weet, te sê, ek was so geïnspireerd om te wag en te besef van wat beteken wag. En ek het besef, ek praat al te veel. Na my binnekamer. Ek moet luister. Ek moet God se woord by my vat en stil word en God toelaat om deur sy woord met my te praat en homself aan my te openbaar. Mag die Here julle seën.